Nou ja, vandag is ek weer saam met julle en ek groet julle in die lieflike naam van Jesus Christus. Is wonderlik om te weet die Here leef. Nou ja, vandag wil ek so 'n bietjie aangaan. Ons het nou al heel wat gepraat oor die duiwel en oor dat ons praat sekere dinge in die Bybel in wat nie in die Bybel is nie, en die seuns van God en die engele en so aan. Maar julle weet, as ons in 'n oorlog is of as die land in 'n oorlog is, het hulle die intelligensie en dis die ouens wat die vyand leer ken. Dit is baie belangrik, as jy 'n stryd het, as jy oorlog voer teen die magte en die owerhede, dan moet jy die vyand ken. Dis baie beter as jy die vyand ken en sy maniere en waar hy vandaan kom, hoe hy ontstaan ensovoorts. As wat jy dit nie ken nie, is beter om te weet wie is jou vyand. En dis wat ek vandag wil doen. Ek wil graag laat ons aangaan met hierdie vyand, die duiwel, wat ons uit die hemel wil probeer hou, of uit die ewige teenswoordigheid van God. Hy wil ons vernietig, hy wil ons doodmaak, geestelik, en eintlik vleeslik ook. So ek wil graag met julle dit deel, en ek dink dit is baie belangrik dat ons dit moet weet. Dis kennis. Nou alles wat ek met julle gaan deel vandag, is wat ek in die Bybel gelees het. Nou ja, nou wil ek sê, en ek sê dit altyd, en ek wil hê almal moet dit weet, dat Paulus skryf aan die Korinte, hy sê, ons ken ten dele. En ek is een van daai ouens wat ten dele ken. So ek ken 'n bietjie van die woord van die Here, baie klein bietjie. Maar dit wat ek ken en dit wat ek lees, maak my so opgewonde, en ek wil dit met julle deel. Ek wil dit graag met mense deel, want wat maak ek daarin as dit in my is, en dit is positief vir my, geestelik positief, en dit help my om die Here liewer te hê, en om God te wil dien, want dit is verskriklik. Ons moet 'n wil in ons hê wat God wil dien, wat wil God behaag, wat wil God se insettinge en sy gebooie wil onderhou. Dit moet in ons wees. So, en as jy iets in die Bybel raak lees, wat jou opgewonde maak, om die duiwel te verban in jou lewe, dan is dit mos goed. As enige iets wat in die woord van die Here is, of ek lees dit, en dit is positief vir my geestelike lewe, vir my siel, gees en liggaam, want ons lees in die woord in Tessalonisense, sê hy, ons moet ons siel, gees en liggaam onberispelik bewaar, vir sy wederkoms. So, en dis hoe ek altyd meet, is dit waar, wat ek lees, of is dit dalk nou nie heeltemal waar nie? En ek meet dit so. As dit iets is wat ek lees, of iets wat ek hoor, en dit doen vir my gees goed, dit gee my 'n begeerte om nader aan die Here te leef, dit gee my 'n begeerte om heiligmaking te lewe, want die woord sê, sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Sonder heiligmaking. Ons het hierdie geleentheid, hierdie oomblik van ons lewe nou, het ons hierdie voorreg, blessing, om te kan studeer en God te kan probeer behaag. So, en dit is hoe ek dit meet, maar as dat enige iets in die Bybel is wat, dis vir die vlees, baie lekker vir die vlees, jy weet, so, ek hoef nie te worry nie, en ek hoef nie die nie, en ek hoef nie daai nie, want die Here se genade is vir my te groot, dan is ek 'n bietjie versigtig oor daardie boodskappe. Maar as dit is dat, ja, jy met jouself kruisig, en dit beteken die ou mens.
Dit beteken die sondige mens, dit beteken die begeertes van die vlees. As dit iets in die Bybel is wat dit vir my opgewonde maak, laat ek weet, wow, ek kan my vlees kruisig en ek leer uit die woord uit hoe om dit te doen. En wie is my vyand? Dan is dit belangrik. Jy weet, baie van ons ken so baie, ek dink aan rugby. Ek meen as manne, en ek het nou niks daarteen nie, hoor my, wat elke speler se naam ken, elke wedstryd kyk hulle weet detail van, maar nie net van rugby nie, ons praat van enige sport. Nou ek het niks teen sport nie, maar hoeveel weet ons van die ewigheidsgoed, van die woord van die Here? Hoeveel van ons ken die 10 gebooie en kan hulle so opnoem? Hoeveel van ons ken die wapenrusting van God en hulle kan dit so opnoem, soos wat jy die sportouens kan opnoem, se name en so aan? Hoeveel van ons ken regtig al die name van die disippels van Jesus, die 12 disippels? Hoeveel van ons ken dit? Laat ons dit sommer net kan opsê. En is miskien nie so belangrik om dit te ken nie. Is dit ewigheidswaarde? Miskien dalk nie, maar ek dink dit ewigheidswaarde om die gebooie, die dekaloog te ken en om die wapenrusting te ken. Maar hoeveel van ons ken dit? Maar ons ken hierdie goed wat die vlees laat lekker voel en lekker kry. Nou, ek wil amper sê, hierdie wat ek nou met julle gaan deel, gaan dalk so 'n rukkie neem. En so ek wil nou sê, as jy nou vandag 'n skaapbout in die oond het, moet jy nou liewester seker maak dat laat hy nie gaan brand nie, of ons gaan bietjie pos ook tussenin, en dan, want hierdie gaan miskien dalk 'n bietjie langer neem as normaal, en dan kan jy ook maar die rekenaar net pos, en gaan kyk of die skaapbout nie brand nie, en kom dan terug, en dan wil ek jou vra, vat 'n papier en 'n pen, en skryf die skriffies neer, wat ek gaan uitkwoteer vandag. Skryf dit neer, en gaan ondersoek dit. Ek wil dit weer sê, die woord van die Here sê, die mense van Berea was meer edelmoedig as die Tessalonisense, omdat hulle die woord gaan ondersoek het, om te sien of dit die waarheid is wat in hulle gepredik was. So, doen dit asseblief, doen dit, of gaan haal jou Bybel, kyk na hierdie skriffies, as ek het lees, kyk saam met my daarna, en dan kan jy self agterna gaan en gaan ondersoek. Hierdie is 'n baie moeilike, wat kan ek dit noem, gedeelte uit die woord uit, wat om dit selfs oor te dra, want dit is nie net, jy lees dit soos kronologies, jy lees nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4 nie. Hoe ons dit vandag gaan doen is presies soos wat in Jesaja staan, Jesaja 28, waar hy sê, vir wie wil ek kennis leer, vir wie wil ek die openbaring verstaanbaar maak, vir hulle wat gespeen is van die moederborste van die melk. Hierdie is nie vir kindertjies nie, hierdie is eintlik vir mense wat reeds gered is, wat al reeds op die pad is, en wat hierdie worstelstryd stry. Dit is vir ons, ouens wat wil groei in die mate van Jesus se volle gestalte. Nou daar waar hy sê, om die openbaring verstaanbaar te kry, moet jy gespeen wees van die melk. En dan gaan hy aan, dan sê hy, dit is reël op reël, reël op reël, gebod op gebod, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Dis presies hoe ons dit gaan doen vandag. En so, moenie moeg word vir hierdie nie. Ons gaan definitief rukkie neem, maar ek gaan my bes probeer om dit so duidelik oor te dra, soos wat ek het verstaan, en dan kan elke ene wat daarna luister, kan self besluit, is dit die waarheid? As dit nie vir jou reg is nie,
take the fish, leave the bones. Maar voordat jy dit doen, gaan maak seker in jou eie woord, in jou eie Bybel. En jy kan ook nie die Bybel lees, as die Gees van God nie by jou is nie. Die Gees van God is daar om wat te doen? Om die geskrewe woord, die logos woord, rema te maak, lewendig te maak. So, as jy maar net sommer so jou Bybel net lees, is nie eintlik goed genoeg nie. Ek moet die Bybel lees in die teenswoordigheid van die Gees. Ek weet, die woord van die Here sê die Gees is oral, alomteenswoordig. Ja, dit is, maar laat jy hom toe om in jou hart in te gaan, wanneer jy die woord lees. So ons onderwerp vandag sal gaan oor demonologie. Nou dit is kennis van geeste en natuurlik hulle uitbanning. En is ook duiwelkunde. Nou kan jy sê, ja, wat wil ek weet van die duiwel? Ek wil weet van die Here. Maar ek gaan vandag vir julle skrifte lees, wat die woord van God vir ons wil kennis gee, rondom die duiwels, die magte, die owerhede. Ek wil dit vandag met julle deel. En ek is seker julle gaan vandag iets hoor, wat baie van julle nog nooit gehoor het nie, want ek het dit nog nooit in 'n kerk gehoor, uit 'n pastoor se mond uit, ek het dit nog nooit gehoor nie. En toe die Here my hierdie wys, wat ek met julle wil deel vandag, ek het dit nou al met 'n paar mense gedeel, maar ek het gedink is tyd dat ek dit sommer uitsaai, dat die mense kan sien, maar weer eens, dit is my openbaring, maar miskien sien jy dit anderster, maar solank as wat dit in die Bybel is, solank as dit in die Bybel is, dan is dit goed. Maar as jy enige iets wil in die woord in praat, deur jou denke, gedagte, of hoe ook al, wat nie in die woord is nie, dan is dit nie reg nie. Want die Bybel waarsku, jy mag nie wegneem nie, jy mag nie bysit nie. 2 plekke in die Ou Testament, sowel as in die Nuwe Testament, ons het dit al behandel. Nou maar kom ons kyk, ek gaan nou begin lees, want dit is die belangrikste, nie eintlik wat ek sê nie, maar die woord is die belangrikste. Maar wanneer ons die skriffies lees, gaan ons 'n bietjie dit opbreek in fynere deeltjies en daarna kyk, na die woorde. So, ek begin deur te lees Matteus 13 vers 44. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in 'n saailand wat 'n man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Kom ons kyk weer. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is. Mensies, daar's skatte in die woord van die Here. Wonderlike verborgenhede. Wat skatte is. Maar dit is verborge. Dit is nie openbloot nie, jy gaan dit nie net sommer kry nie. Maar wat sê hy? 'n skat in 'n saailand. Nou daai skat in die saailand, jy en ek is die saailand. Onthou julle daai gelykenis van die saaier? En van die saad het geval in goeie grond. En dan sê hy, daai saad is die woord van die Here en die grond, die goeie grond is mense. Die saad van die woord val in ons. So, maar daar's skatte in die saailand. Met ander woorde, in jou en my lees ons dit. Ons sien dit, maar daar's skatte. En jy moet daarvoor gaan soek. Dis nie iets wat jy sommer kry nie, dis verborge. So, en dan sê hy, verkoop alles wat jy het en koop daardie saailand. Dit beteken nie, jy moet jou kar en jou huis en jou fisiese goed verkoop nie. Dit beteken alleen, jy verkoop alles wat jy het. Wat het jy? As jy sou sterf vandag, of as 'n kind wat gebore, wat het hy? Wat sy eie is. Wat nie net vir hom geleen is nie, deur God nie. Sy wil. Sy begeertes. Sy vleeslike dinge. Ek praat nie van fisiese vleeslike dinge nie. Ek praat jou wil, jou begeertes, al daardie klad. Gaan verkoop dit, want jy besit dit, jy kan doen met dit net wat jy wil. Kom ons gaan aan.
1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef. Ekskuus tog. Stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Hier begin hy, 1 Johannes sê, jy moet versigtig wees. Gaan ondersoek dit wat jy hoor. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want daar is baie valse profete. Nou valse profete, 'n profeet is iemand wat nou mos in die gees optree, né? Nou daardie dae was dit al so. Nou ek gaan vandag vir jou sê en ek weet dis waar. Daar is baie valse profete vandag ook. So ons moet versigtig wees. 2 Korintiërs 11 vers 13. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. So, Christus het hulle nie apostels gemaak nie, hulle het hulle self apostels gemaak. Ons sien dit in die wêreld vandag. Mense, ek is 'n apostel, ek het baie van hulle ontmoet. Baie. God het hulle nie apostels gemaak nie. Hulle het hulle self apostels gemaak. Dit was daardie dae al so. So, jy moet baie versigtig wees. Nou, wanneer ons hierdie studie doen, gaan julle sien hoe belangrik is dit om te weet hoe dit werk. Kom ons gaan aan. 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Die Satan self verander hom ook in 'n engel van die lig. Nou jy weet, daai ouens wat slawe is van Satan, Satan gebruik hulle. Hy gebruik hulle. Vers 15. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Maar terwyl dit nog nie hulle einde is nie, beïnvloed hulle jou en beïnvloed hulle my. Beïnvloed hulle jong geestelike kindertjies. Bedoel nie kindertjies nie, dis groot mense wat nou net wedergebore is, dan is hulle kindertjies. Nou kry jy mense wat goed in die Bybel in preek, of liewerste nie preek nie, hulle praat goed in die Bybel in, hulle sê ja, dit is die en dit, dan bestaan dit nie. Daarom moet ons versigtig wees, waar jy die woord kry, of dit alles is volgens God se woord. Laat dit nie vals is nie, want die valsheid is erg vandag. Matteus 24 vers 4. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Omtrent in elke hoofstuk van die Nuwe Testament waarsku die Here ons vir misleiding. Pas op vir misleiding. Pas op, dit is aan die orde van die dag vandag, die valshede wat aan die gang is. Ja. Hoor mooi wat hy sê, vers 5, Matteus 24 vers 5. Want baie sal onder my naam, dis onder Jesus se naam kom en sê, ek is die Christus. Nou jy al gehoor iemand sê, ek is die Christus. Ek het nog nooit dit gehoor nie. Mense sê dit nie, maar kom ek breek hierdie dinge bietjie op, dan dink jy 'n bietjie daaroor. En hulle sal baie mense mislei. Nou, Christus, Jesus Christus, was die enigste wese wat deur God gesalf is. Deur God gesalf is. Nou, hoor ons mense sê, hy is 'n gesalfde van God. Met ander woorde, hy is 'n Christus. En nou praat ander mense ook, en hy hoor dit self ook. Hy is 'n gesalfde van God. Met ander woorde, ander woorde daarvoor is, hy is 'n Christus. Want net Christus is deur God gesalf.
deur God gesalf. Ek sê nie 'n gesalfde nie, daar's mense wat gesalf is deur mense. Maar deur God gesalf, Christus die enigste ene. So met ander woorde, jy maak van daai ou 'n anti-Christ. Anti in die plek van Christus. Jy maak hom. En dan kry hy naderhand so eer om hom, ekskuus vir die woord, maar so hoogmoed en so aan, dat hy self ook dink, ek is 'n gesalfde van God, en ek is dan 'n Christus, né? Want jy kan mos nou, amper vuur uit die hemel uit afbid. Ekskuus julle, maar ek gaan hom sê soos wat hy is, en soos wat ek het sien. As jy anders te dink, is dit reg. Openbaring 20 vers 15. En as dit bevind is dat iemand laat ek voorbegin. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou, ek wil net vir julle sê wat gebeur, ek het dit nou gehoor. Hier in Pretoria area is daar 'n kerk, en hulle sê as jou naam nie op hulle kerkregister is nie, dan is jy ongered, dan is jy nie hemel toe gaan, met ander woorde. Mense, met ander woorde wat hy eintlik sê, dis misleiding. Hy spreek iets in die Bybel in. As mense nie geregistreer is in 'n kerk nie, dan gaan hy nie hemel toe nie. Dan is hy nie gered nie. Waar is dit in die Bybel? Hier sien nou spreek hulle goed in die Bybel, dis misleiding, dit is verskriklike misleiding. Met ander woorde, ek moet my naam iewers in 'n boek hê van 'n kerk, dat ek 'n lidmaat is van daai kerk, anders is ek ongered. Die kerk is nie die bruid nie. Jesus kom nie om in die kerk te kom haal nie. Jesus kom om die bruid uit die kerk uit te kom haal. Ons het dit al bedien. Wie is die bruid? Laat weet vir my. Laat weet vir my. Ek kan dit weer bedien. Die hele saak oopbreek rondom wie is dit wat in die bruid is. Maar ek sê jou nou, dis nie die kerk nie. En dit is in die Bybel. Ek kry dit nêrens anders, dit is nie iets wat ek sommer net sê nie. Dis in die Bybel, want dit is belangrik dat dit daar moet wees. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die engele. Eerste, jy weet, jy kry goeie en slegte engele. Nou daar was baie engele, kom ons lees, Genesis 2 vers 1, dis die heel eerste plek in die woord van die Here, wat dit eintlik noem. Kom ons lees dit. So is dan dis 2 vers 1, so is dit dan voltooi, die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Nou die engel sê host. Nou daai host is Tsebaha, in die Hebreëse taal. Nou dit beteken 'n army, 'n kompanje, dit beteken 'n service, soldiers, so met ander woorde, dit is, God het engele gemaak, wat 'n weermag gevorm het. Met ander woorde, dis hulle wat help. Nou ons het gehoor van ongelukke, wat mense onmoontlik kon gelewe daarna, dan het hierdie ou wakker geword, en dan sê hy, maar daar was iets daar, wat vir hom gehelp het, iets wat hom, ek is seker almal van ons het dit al gehoor. So, jy weet, en dan kan 'n mens dink, maar waar kan 'n engel nou so fisies kom iets doen? Dis aan 'n engel, is dan geestelik. Maar wat sê die Bybel? Ek weet nou nie waar dit staan nie, maar dit kom nou my gedagte. Wees versigtig hoe jy mense ontvang, of hoe jy met mense praat, en hoe jy optree, want jy weet nie, dit mag dalk 'n engel wees, staan in die Bybel. So, ons moet versigtig wees, daar is engele, 'n leermag van engele, wat jy en ek kan gebruik. Ons kan vir God vra, om sy weermag te stuur, en jou en my te beskerm. Dis wat ek en my vrou doen. As ons vernaam hier in hierdie plek waar ons bly, in hierdie omgewing, dit is verskriklik. Dit is ongelooflik om te sien hoe die bestuurders hierso,
bestuur. En hoe hulle oor rooi ligte nie ry nie, maar jaag. Ons het gister weer, stop ons by die robot. Ons staan reeds, die lig is rooi. Joe, kom hierdie motor verby. Ons gejaag. Dit is vreeslik. Ons moet onder die bloed bly, onder die beskerming van Jesus Christus in hierdie dorp. Ek weet nie hoe gaan dit in 'n ander dorp nie, maar hier is dit baie sleg. Dis regtig verskriklik sleg. As jy ry 3 kilometers, dan het jy omtrent al 4-5 mense gesien wat die wet oortree. Maar nou ja, wat kan ons daaraan doen? Dit is die laaste dae waarin ons lewe. Dit gaan woes wees. So, kom ons lees Hebreërs 12 vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Daar's baie engele. Ek dink ek het nog skriffies hier, so kom ons kyk. Efesiërs 4 vers 14. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe, daar's nog baie skrifte. Julle kan nou self ook 'n bietjie huiswerk gaan doen en gaan net en gaan kyk verskillende skrifte in die Bybel. Hy praat een plek van duisende en 10.000 van 10.000 engele. Nou ja, Efesiërs 4 vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluwheid om listiglik tot dwaling te bring. Jy sien, die duiwel wil vir jou en vir my, wil hy in die dwaling bring. Hy stuur van sy engele, of van sy slawe, wat op die aarde is, mense, slawe van die duiwel, om vir ons te kom mislei, en om ons in 'n dwaling te bring. So ons moet versigtig wees wat ons doen. En dit is, ons ken baie sulke mense, omdat ons doen wat ons doen, en ek is seker elke volgende pastoor wat 'n kerk het, weet waarvan ek praat, is dat mense, vernaam ons wat nie 'n vaste kerk het nie, jy weet, ons is Bersig Tabernakel woordbediening geregistreer, net soos enige ander kerk, maar ons het nie kerkdienste nie, ons doen wat ons doen, ons bied seminare aan, my vrou doen haar ding, ek doen my ding, maar ons weet hoeveel mense kom, en dan kom hulle met ander leerstellinge, wat nie die waarheid is nie. Ek het nou, 'n week of 2 terug, het iemand my iets gestuur, oor 'n tabernakel, iemand wat gepreek het oor 'n tabernakel, en as jy nou kyk, ek wil graag net hierdie ding vir julle wys, volgens die woord van die Here is die tabernakel uitgelê in die vorm van 'n kruis. Die tempel het 'n bietjie anderster gelyk binnekant, want die tempel se waskom was eintlik hier gesit volgens die Bybel. Hy noem hom die see, dis wat Salomo die waskom, met ander woorde, die waskom, het hulle die see genoem, groot ding gebou, wat hy op 12 osse, nou beelde, gesit het, en maar volgens God se plan, hy sê vir Moses 4 keer, Moses sien dat jy dit net so maak soos ek jou op die berg gewys het, is die waskom hierso. Want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader is hier op die mercy seat. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So ons moet deur Jesus gaan. Nou sê hy, die waskom, stel nou voor toe hulle Jesus met die swaard gesteek het, toe kom daar bloed en water uit. Waar is dit in die Bybel? Dis vals, dis nie wat dit beteken nie. Die waskom is so duidelik in die Bybel wat dit beteken, waarvoor staan dit daar? Maar nou kom iemand met sy eie revelation, wat nie beproef is nie. En hy saai dit uit in mense, dis vreeslik mooi. Daar moet jy eers gaan kyk, dit wat hy sê, waar staan dit in die Bybel? Waar staan dit in die Bybel? En julle moet dit met my ook doen. Gaan kyk. Waar staan dit in die Bybel? Dis belangrik, mense. Weet jy wat? Die gelykenis van die saaier. Hy sê, van die saad het geval in die pad.
dan verduidelik hy dit. Hy sê, dis hulle wat die woord hoor, maar nie verstaan nie. As jy as 'n dienaar, 'n bedienaar, 'n leermeester, die woord bedien en jy maak dit nie verstaanbaar nie, laat mense dit nie verstaan nie, dan is dit 'n probleem. Want ek probeer my bes wanneer ek iets oordra om dit verstaanbaar te maak. Ek praat liewers te stadig, ek praat plat Afrikaans en ek gooi so nou en dan 'n Engelse woord ook in as ek onthou hoe klink dit in Engels. Maar in elk geval, so mense, as jy iets bedien, moet jy dit verstaan. Mense moet dit verstaan. Hulle moet verstaan. So dis belangrik. Nou ja, nou hoor jy daai goedes. Nou ja, weer eens, dadelik het iemand 'n valsheid geaanvaar. Dadelik het iemand sy leer of sy mind, sy gedagtes is soos golwe van die see heen en weer gegooi. Nou ons kry dit baie, mense kom en sê, ek het dit gehoor, ek het dat gehoor. Oor 2 maande of oor 'n maand kom jy weer by hom, of hy kom by jou en sê, jong, ek het dit nou weer gehoor, ek het dit gehoor. Hulle staan nie vas nie. Ek wil net vir julle sê, ek is die 14de September 1968 het die Here my siel gered. En ek het nog nie my geloof verander nie, want ek het waaragtig tot redding gekom. Die Here het my vrygemaak. Ek was 'n helverdiende sondaar en die Here het my vrygemaak. Ek het nog nooit my lering verander nie. Wat wel gebeur het, ek het baie nuwe goed bygeleer. Nuwe goed bygeleer. Maar dit wat die Here vir my gee, ek sê nie dit wat ek in die Bybelskool geleer het nie, want daar was ook 'n klomp goed in wat ek moes verwerp het. Meeste van dit moes ek verwerp het. Maar wat die Here vir my geopenbaar het, staan ek vandag by vas, want hoekom? Omdat dit in die woord van die Here is. Kom ons lees, Matteus 26 vers 53. Ek dink jy, ekskuus tog, of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Baie engele, ne? Openbaring 5 vers 11. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele, rondom die troon, en van die lewende wesens, en van die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. Daar is hy skrifgie wat ek gesoek het. 5 vers 2, en ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep. Nou begin die Here die engel beskryf. Ons weet daar's baie engele, maar almal is nie dieselfde nie. Hulle het verskillende dienste wat hulle moes gelewer het. Verskillende engele, en so, net so, verkeerde engele. Kom ons gaan aan. Kom ons kyk na die Egiptenare, wat daar gebeur het in Egipteland. Psalm 78, vers 49, Dawid skryf hier. Hy sê, hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur. Dis God. Grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van, luister mooi, ongeluksbodes. Hy noem hulle hier bodes. Die Engels sê, by sending evil angels among them. God stuur bose engele onder hulle. Om wat te doen? Onthou julle wat gebeur het? Al die pes wat hulle getref het, water verander in bloed, sprinkane, paddas, muskiete, en toe later aan, die dood. God stuur 'n engel, 'n ongeluksbode, 'n evil angel. So, kom ons kyk 'n bietjie na die duiwelbesete man, wat daar in die grafte was, onthou julle? Wat so erg aangegaan het. Ons lees dit in Markus 5 vers 8. Want hy het vir hom gesê, onreine gees gaan uit hierdie man uit. Hy noem hom hier 'n onreine gees. 'n Onreine gees. Dink julle daar's vandag nog onreine geeste? Natuurlik is daar.
En hy vra hom, wat is jou naam? So Jesus praat met 'n onreine gees. Hy praat nie met die man nie, hy praat met die onreine gees. Hy sê vir die onreine gees, gaan uit hierdie man uit, en toe vra hom, wat is jou naam? En die gees antwoord hom toe en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Hoeveel onreine geeste was daar? Hoor wat sê hy verder. Toe smeek hy hom, dis nou die onreine gees smeek Jesus, dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. Nou die Engels sê, send them away out of the country. Nou, ek verstaan nie alles nie. Ek weet nie hoekom sou hy land sê hierso nie. Is dit waar hulle nou, kan ek maar sê, geboer het in hierdie ou? Want ons weet, as ons kyk na die saad het geval op goeie grond, dis 'n land. Maar hy sê, toe smeek hy hom, dringend om hulle nie uit die land uit te stuur nie. En daar teen die berg het 'n groot trop varke gewy, en al die duiwels, nou noem hy hulle die duiwels, hierdie onreine geeste noem hy nou die duiwels, het hom vir Jesus gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het dit, luister mooi, dadelik toegelaat. Onder wie se gesag het hierdie onreine geeste, hierdie duiwels wat hy praat, onder wie se gesag was hulle? Onder Jesus se gesag. Hulle kon nie doen wat hulle wou nie. Oh my goodness, hier is soveel verborgenhede net in hierdie gebeure hierso. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat. So die Here het gesê, okay, gaan. As Jesus dit nie toegelaat het nie, wat dan? Dan kon Jesus hulle mos nou, ek weet nie wat dit beteken nie, maar uit die land uitgestuur het. Ek weet nie, maar jy kan ook dink wat jy wil. Jy weet, die Bybel praat hier in Openbaring en sê, hier kom die wysheid en die kennis van die mens te pas. Hier kom die wysheid van die mens te pas om sekere dinge uit te werk. Jy sal dit vind in Openbaring 13. Goed, vers 13 hierso van Markus 5, en Jesus het hulle dit dadelik toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraanse af in die see gestorm en in die see verdrink. So, dan moes daar seker ook so toe, as elke vark een gees het, dan moes daar omtrent 2000 geeste gewees het. Ek weet nie, ek kan nie dit sê nie, ek weet nie, maar ek lees en dan dink ek ou, maar dit het nie ewigheidswaarde nie. Dit het nie ewigheidswaarde nie. Die ewigheidswaarde is hierso, dat God is in beheer van die bose magte. God is in beheer van die geeste. God is in die beheer van hierdie boosheid wat hier in die wêreld is. God is in jy weet nou, dit bring my nou na iets toe wat ek graag met julle wil deel, soos ek nou dit sien. Ons kan ook, want die woord van die Here sê, ons kan duiwels uitdryf. Nou, hoe dryf jy 'n duiwel uit? Hoe dryf ons duiwels uit? Ek het nog nooit 'n duiwel uitgedryf nie, maar ek probeer dink, hoe dryf 'n mens? Deur gebed? Bid jy? Dat God, soos wat hulle hier gesê het, hulle het hom gesoebat, gesmeek, dringend gevra, om nie uitgedryf, nie uit die land uit nie, maar in die varke te gaan. Dit was dringend. Nou, as ek en jy duiwels uitdryf, het ek en jy daai mag om toe te laat, laat die duiwels, ekskuus tog, hierdie ding het nou afgegaan, laat die duiwels in die varke gaan. Het ek en jy daai mag? Het ek en jy daai mag om vir 'n duiwel te sê, gaan uit en gaan in die varke in? Of is dit net Jesus? Ek dink is net Jesus. Maar ons kan miskien met die autoriteit van Jesus duiwels uitdryf. Maar maak dit dan dat ek en jy
alleen die mag het, of is God nog in beheer? Want ek weet van baie mense wat duiwels uitdryf en die duiwels gaan nie uit nie. Met ander woorde, as dit dan nou nie gebeur, laat die duiwels uitgedryf word, terwyl jy hulle bestraf nie, wat is die probleem dan? Wat is die probleem dan? Dit kan een van twee goed wees, dink ek, of jy is nie onder die autoriteit van Jesus, jy het nie die autoriteit van Jesus nie, jy doen dit nie in sy naam nie, met ander woorde, naam beteken karakter en autoriteit, jy doen dit nie in die karakter en in die autoriteit nie, want jy moet dit dan hê, om 'n duiwel uit te dryf, so voel ek. Of as jy dan die Here vra om dit te doen, bid ons baie keer, maar ons bid nie in die naam van Jesus nie. Ons bid nie in die karakter en in die autoriteit van Jesus nie. En dan, daar skrif wat dit sê, hy sê julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Sien? En dan sê dit ook, julle maak my moeg met julle baie woorde. So, daar's 'n paar goed wat ons moet ondersoek in ons lewens, wanneer 'n ding nie gebeur soos ek hom wil hê nie, of ek bid en ek vra die Here help, en dit word nie gehelp, moet ek begin gaan 'n ondersoek instel, geestelike ondersoek, hoekom gaan dit so met my, wat gaan aan in die lewe, waarom luister die Here nie vir my nie, want die Here sê, as jy in my is, en my woord is in jou, kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Dit beteken nie, jy gaan nou vir 'n nuwe kar vra, en jy gaan kry, en jy gaan 'n plaas vra, dit gaan oor geestelike goed, as die woord in jou is, maar nou is dit so, baie van ons het nie die volle woord, die waarheid, ek praat nie eers van die volle woord, dit wat jy het, is nie wat God eintlik vir jou gee nie, jy het 'n paar misleidinge daarin, en dan gaan dit met jou, nie soos wat jy dink het met jou gaan nie, omdat jy nie die woord, die waarheid, want die woord is die waarheid, jy het nie die waarheid in jou, jy het nie die volle waarheid in jou nie. So, mensies, kom ons gaan aan. Wat het by die graf gebeur? Matteus 28 vers 2, en daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol, en daarop gaan sit. Kom ons kyk net bietjie na die prentjie. 'n Engel van die Here kom uit, en hy rol 'n fisiese steen, 'n swaar steen, rol hy weg, hy doen fisiese iets. Nou, as dit daar gebeur het, onthou Jesus was toe al klaar dood, dit was al in jou en my dispensasie, onder die nuwe verbond, in die Nuwe Testament dispensasie, kom 'n engel uit die hemel, hy rol 'n klip weg, is fisies, hy rol 'n klip weg. Hoekom het hy die klip weggerol? Dat Jesus kan uitkom? Nee, Jesus was toe al uit. Hy het die klip weggerol, sodat die mense kon binnekant sien, dadelik kon sien, hy is nie meer daar nie. Hy het dit weggerol vir die mense. Kom ons kyk na die ene by Petrus in die tronk. En met een staan daar 'n engel van die Here by hom. En hy en 'n lig skyn in die gevangenis. Hy was in die tronk. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Mensies, dit kan gebeur. Ek het my getuie iewers, ek weet nie op my Facebook, maar iewers het ek my getuie gesit, en ek het nie eens alles genoem nie, wat fisies, soos hierdie ding van die boeie afgeval, het in my lewe nou nie boeie nie. Ander goed, fisiese goed het gebeur in my lewe, voor ek gered was selfs. Fisiese goed het met my gebeur. So, engele bestaan, en net soos al hierdie goeie engele bestaan hierdie valse goed ook, hierdie bose geeste, hulle bestaan, hulle is daar, hulle doen skade, hulle wil jou en my vernietig, hulle wil.
Kom ons kyk bietjie wat noem die Here hulle, die engele, die goeie engele. 'n leermag, hulle noem 'n engel van die Here. Hulle word diensknegte genoem. Nou ons weet in die oorspronklike taal, engel beteken 'n boodskapper. En hulle word boodskappers genoem, en hy word 'n sterk engel genoem. Nou die ander, die duiwels, ongeluksbodes, was vir my so oulik toe ek dit gelees het, ongeluksbodes. En dit is die evil angels. Die duiwels word dit genoem, onreine geeste, die Here noem Satan die slang, die draak, en soveel meer. Nou ek noem hierdie, dis nou nie in die Bybel nie, maar demone. Demonologie, wat ons nou vandag gaan kyk. Ek noem al hierdie bad goed, demone. En ek wil julle 'n bietjie vat in eternity past. Daar wat Lucifer uit die hemel uitgegooi is, nog voor dit, wil ek julle gaan iets wys in die Bybel. Waar kom hierdie goed vandaan? Right, maar voor ek daar gaan, wil ek vir julle vra, pause jou masjien nou, en sit hom af, gaan drink 'n koppie tee, gaan kyk dat die skaapbout nie brand nie, en kom dan terug, en dan gaan ons weer aan. Ok, ons is terug nou, en nou gaan ons met die tweede deel aan. Hier kom die interessante deel. Waar kom sonde, onheil, boosheid, duisternis, ongeregtigheid ensovoorts vandaan? Waar kom dit vandaan? Het julle al gedink, waar kom dit vandaan? Hoe dit ontstaan? Wie het boosheid gemaak? As daar nie 'n duiwel was nie, in die begin, voor Lucifer nou sonde gedoen het, hoogmoed gekry het, waar het hoogmoed vandaan gekom, wat in Lucifer gekom is? Want toe hy gemaak is, ons gaan dit nou lees, hoe is hy gemaak, hoe het hy gelyk? Kom ons kyk daarna, en nou gaan ek vir julle wys, nee, ek dink ons gaan eers vir julle wys, Jesaja 45 vers 5, waar kom hoogmoed, evil, boosheid vandaan, duisternis, waar kom dit vandaan? Kom ons lees dit, Jesaja 45 vers 5, ek is die Here en daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie, ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie, en ek is die Here en daar is geen ander nie. Dis mos God, né? Right. Volgende versie, vers 7. Wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep. Ek die Here is dit, wat al hierdie dinge doen. Hoor wat sê die engels in vers 7. He says, I formed the light and created darkness. I make peace and created evil. I, the Lord, do all these things. God het die boosheid gemaak. God het onheil geskep. Wat is, kom ons gaan net terug na die lig, wat God geformeer het. Hy sê, God het die lig geformeer. Dink julle dit is lig soos die son? Dit is nie. Dit is nie. Hoekom sê ek so? Genesis 1, toe God op die aarde gekom het, hier is baie verborgenhede selfs hierin, toe God op die aarde gekom het, toe was die aarde woes en leeg en die gees van God het oor die waters gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. En God het die lig en die duisternis geskei, en God het gesien dat dit goed was, en het was die eerste dag. Nou daai dag is ook nie 24 ure nie. Ook
ek sien uit om dit met julle te deel. Dat dit was nie 6 dae, soos ons dae ken, 144 ure, om alles te gemaak het nie. Dis in die Bybel. Maar kom ons kom terug by ons lesie. Wanneer is die son en die maan gemaak? Eers op die 4de dag. Met ander woorde, daardie lig wat God daar gemaak het, was nie die tipe van lig nie. Nou as jy gaan en jy gaan kyk na die oorspronklike taal, maar ons gaan daarby kom, dan sien jy wat se lig het was. Ook die duisternis, toe God gekom en daar was duisternis oor die aarde. Die Hebreëse woord vir dit is Choshek. En Choshek beteken hartseer, ellende, verdriet, onkunde, boosheid. Dit is wat op die aarde was. Daar was daai goed en hy noem dit Choshek. Maar daai Choshek beteken duisternis, soos wat ons het ken, duister, of dit beteken dit wat ek nou genoem het. So, God het dit gemaak. Dit was al en vir 'n rede hoekom God dit so gedoen het. Kom ons gaan aan. Choshek, ek het dit hier ook neergesit, beteken darkness, dit's nou literally, figuratively, misery, destruction, death, ignorance, sorrow, wickedness, obscurity, met ander woorde onbekendheid. Nou kan jy vir my sê, ja, maar hoekom sou God dit daar op die aarde dan, hoekom was dit op die aarde? God het dit gemaak, en God het dit daar gesit. Want die duiwel en die engele was uitgegooi, en die Bybel sê op die aarde, en toe hulle op die aarde en weg van God se teenwoordigheid was dit vir hulle death. Dit was sorrow, dit was wickedness. Dit was ignorance vir hulle. Hulle het nie geweet wat gaan nou gebeur nie. Here, hoekom? Maar hulle het God verwerp. God het die aarde, duisternis, al hierdie goed was oor die aarde, die engele het dit daar gebring, wat uitgegooi is, uit die hemel uit. Kom ons gaan aan. Genesis 1 vers 1. In die begin God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. So tussen dit en die volgende versies, wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Tussen, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die tweede versie, en die aarde was woes en leeg. Wat het daar gebeur? Daar kan baie jare wees. Nou, as ons die Bybel gaan lees, kan ons so min of meer sien wat daar gebeur het. Kom ons gaan aan. Kom ons gaan aan. Exodus 20 vers 11. Hier begin dit nou. Waar ons 'n reël op reël, gebod op gebod moet vat. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Luister mooi wat hy sê. Hy sê in Exodus 20 vers 11, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Maar die aarde was reeds daar. Toe God op die aarde kom en dit was woes en leeg, en daar was duisternis oor die aarde. Toe sê God, laat daar lig wees, en daar was lig, en hy het gesien dat dit goed was, en dit was die eerste dag. Sien julle dit wat ek sien hierso? Want in 6 dae het God die hemel en aarde gemaak. Nou, in watter dag het God dit dan gemaak? Want toe God op die aarde kom, was dit alreeds daar. God is alomteenswoordig, ek weet, maar vir ons, vir my, met 'n menslike verstand, wil ek graag bietjie dieper ingaan, en dit het nie ewigheidswaarde nie, dit is nie te sê, as jy nie hierdie goed verstaan, of nie gelees het, of nie, jy stel nie belang in, beteken nie, jy gaan hel toe nie, glad en geheel nie, wat het is,
Die woord van die Here Paulus skryf, hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Die hele skrif, en as hy dit sê, 2 Timoteus 3 vers 16-17, praat hy van die Ou Testament, want toe hy die woorde gespreek het, was daar nog nie 'n Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Romeine ensovoorts nie. Daar was nie. Waarvan praat hy? Wat is skrifte? Die boekrolle, die Torah, die Pentateug, dit was daar. Dit was daar. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en nuttig vir lering. Met ander woorde, hierdie in Exodus, dis in die Torah. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak. Genesis 1 is ook daar gewees. En as jy dit lees, dan is dit daar vir jou vir teregwysing, onderwysing, weerlegging in die geregtigheid. En dan is dit daar vir ons om te studie. Maar weer eens wil ek sê, dis nie sê as jy dit nie gestudie het en so, laat jy nou verwerp is nie. Nee, maar dit maak dit vir my, vir Niels van Sail, maak dit maklik dan om die vyand te ken en weerstand te kan bied, want ek weet wat hy doen, ek weet hoe werk hy, ek weet wat is sy gedagte, hoekom het God hom daar gesit, hoekom moet ek deur verdriet gaan, hoekom sê die Bybel, hy wat oorwin sal saam met my op my troon sit, met ander woorde, om saam met God op sy troon te sit, of Jesus op sy troon te sit, moet ek suffer, dis wat daar staan, if you suffer with me, you will rule with me. Hy sê, ag, dit loutere vreugde as jy deur al hierdie goed gaan. Nou moet ek het vreugde ag as ek deur al hierdie verdrukkinge gaan. Hy sê, as jy oorwin, sê saam met my op my, ja, daai ene, wat moet jy oorwin? Jou vlees, die duiwel, hierdie booshede wat gemaak is, jy moet hulle oorwin. Nou as jy hulle ken en jy ken hulle triks, dan is dit net makliker om dit te doen. Maar jy kan dit ook doen sonder om dit te weet, as jy gelei word deur die Heilige Gees. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik vir my nie, maar vir my help dit om te kan groei in die mate van sy volle gestalte. Die woord van die Here sê ook, hierdie oomblik van verdrukking werk vir jou 'n ewige gewig van heerlikheid. Hierdie oomblik, dit is van dat jy gered is tot die Here kom om ons te kom haal, of wanneer ook al, wat jy nie meer op die aarde is nie. Hierdie oomblik van verdrukking werk vir jou 'n ewige gewig van heerlikheid. Die Here sê, jy sal gehaat word vir my naam. Pa en seun sal nie langs een vuur sit nie. My woorde nou. Daar's soveel skrifte. Mense hou nie van jou as jy nou geset wandel. As jy nou geset wandel en jy wil die Here behaag en jy verban sonde en jy verban die goed wat jou kan nadelig beïnvloed. Hou mense nie van jou nie, dis die waarheid, ek weet dit. Hou nie van jou nie. Maar wat maak dit saak? Hierdie oomblik van verdrukking werk vir my 'n ewige gewig van heerlikheid. So daar's dinge wat ek en jy moet deurgaan om die hoë roeping van God in Jesus Christus te behaal. Petrus skryf het, hy sê, ek strek my uit na wat voor is. En ek vergeet die dinge wat agter is. Dis belangrik wat hy sê, vergeet die dinge wat agter is, vergeet jou sonde, vergeet die verkeerde goed. Moenie daarop meditate nie. Hy sê, ek strek my uit, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek hardloop in hierdie reis, en ek jaag na die hoë roeping van God in Jesus Christus. Daar's 'n hoë roeping van God in Jesus Christus. Daar's ander roepinge ook, volgens die Bybel. Maar daar's 'n hoë roeping van God. En om daardie hoë roeping te behaal, en dit is die eens en die twees wat die Bybel ook van praat, min is hulle wat uitverkies is. Baie is geroep, baie is genooi, maar min is uitverkies as die bruid. So, mensies, kom ons kyk wat die woord verder sê. Genesis 1 vers 3. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Jy sien hierdie
klop nie. As jy dit nou self gaan lees, gaan na daai skriffies toe, lees dit en probeer 'n bietjie in jou imagination hierdie goed te laat klop. Dit klop nie, dit klop, as jy die regte woorde, want die eerste dag, in die Hebreëse taal is dit Yom, Y-O-M, Yom, gaan kyk wat beteken Yom, dit beteken dag, soos ons 'n dag ken, maar daar's net een betekenis, want hy beteken verskillende dinge, een betekenis wat in hierdie konteks inpas, en dit is seisoen. Dit was die eerste seisoen. Moet my nie glo nie, ons gaan nie verlore gaan as jy dit nie so sien nie, maar dit is wat sin maak. En daarom sê God, study the word to show yourself approved. Goed, kom ons kyk net wat God geskaap het. Hy die eerste dag het hy die lig gemaak. In Genesis 1 vers 8 sê hy, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was môre die tweede dag. Ek het sommer net kort opsommingkies van hierdie gedoen. En dan die derde dag, en God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem, en dan wat daarop volg, plante en goed het hy gemaak, het was die derde dag. En dan die vierde dag, God het toe die twee groot ligte, jy sien, die son en die maan gemaak, groot ligte, om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En dit was aand en dit was môre die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met die gewemel van lewendige wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. Dit was die vyfde dag, die visse en die voëls. En dan sê hier, en God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde. En God het die mens geskaap na sy beeld. Dit was baie goed, en dit was aand en dit was môre, die 6de Yom. Ek wil sê Yom, die 6de seisoen, want hy sê in Psalms, ek dink ek het dit hier so iewers neergesit, ja, kom hoor bietjie hier, Psalm 136 vers 7, wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid, die son om te heers oor die dag, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid, en die maan en die sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En dan 104 vers 19, hy het die maan gemaak vir die vaste tye, die son ken sy tyd om onder te gaan. Nou ek het nou nie daai skrif nie, maar hy sê die son is daar om die dag aan te wys, en die maan die seisoene. So, die son was nie daar gewees nie, toe sê God, dit was die eerste dag, so dit was nie daardie daglig nie, dit was 'n ander lig, of liewers 'n ander dag, of 'n ander seisoen, dit was 'n seisoen gewees. Ons gaan nie daarin nie, maar jy is nou welkom om self 'n bietjie te gaan study, hoe jy dit sien. Moet net nie goed inspreek wat jy gehoor het by iemand, maar dis nie in die woord van die Here nie, dis baie gevaarlik. Jesaja 14 vers 12, noem die Bybel, die duiwel, die môre ster. Nou ons weet dat die môre ster, Jesus word genoem die blink môre ster. Satan die môre ster, Lucifer, son of the morning, noem hy hom daar, in Jesaja 14 vers 12. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie Lucifer. Esegiel 28 vers 12, mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus, en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Vers 13, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karneool, topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, sardonkes, safier, karbonkel en smarag, en van goud was die werke van jou kassies, en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Dis hoe God Lucifer, die môre ster, geskaap het. Hoor wat sê hy,
Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy, kleinletter God. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is. Dis God wat hom geskape het. Perfek. Hy was soos 'n God. God het hom daar gestel, uitgespreide vlerke. Hy sê, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Wat 'n ongeregtigheid was in hom gevind? Hoogmoed. Waar het dit vandaan gekom? Waar het die hoogmoed, die sonde vandaan gekom? Hoe het dit in hom gekom? God het hom perfek gemaak. Maak God 'n fout? Nee, God maak nie foute nie. Hoe het ongeregtigheid in hom waar dit beland, waar dit vandaan gekom? Nou gaan ek vir jou net weer die vorige skrifgie lees. Hy sê, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. Nou, ek het nou na verskillende verklaringe geluister oor hierdie saak, maar as jy nou gaan na die oorspronklike taal toe, en jy gaan kyk wat beteken beskut, daai beskut beteken nie, hy het iets beskut met uitgespreide vlerke, het hy beskut, dit beteken nie, hy het gekeer dat daar ander goed ingaan nie, hy het dit beskut, dat dit nie kan uitkom nie. Julle gaan sien. Hy sê, 'n God was jy het gewandel tussen vurige gesteentes. En ek het toe gaan kyk na die oorspronklike woord van vurige gesteentes. Daar is geen, jy kan nie daar kies nie. Jy weet, julle wat die Bybel studeer sal weet, ek gebruik Strongs, en dit is die Griekse en die Hebreëse dictionary, woordeboek. En dan gee hulle jou die verklaring. Hulle sal byvoorbeeld vir jou woord gee. Ek gaan een voorbeeld noem. Goshek. Nee, Goshek is duisternis. In Lukas 14 vers 26 sê, jy kan nie my disipel wees as jy nie jou vader, jou moeder, jou broer, jou suster, jou kinders, ja ook jou eie lewe haat nie. En daardie woordjie in die Grieks is missio. En missio het twee betekenis. Net soos in Afrikaans is daar baie woorde wat twee betekenisse het. Dit kan daai of daai, maar jy moet dit in die konteks nou hier inpas, en net so hier ook. Haat, sê die een plek, haat beteken met aggressiwiteit. Jy mag nie iemand haat om hom nadelig te wil doodmaak of wat nie, seer maak nie. Maar die ander betekenis van haat is om minder lief te hê. So nou maak dit sin. As jy die regte woord het, of die regte betekenis pas in hierdie konteks, en jy kan nie my disipel wees as jy nie jou vader, moeder, broer, suster, minder lief het as wat jy vir my het nie, kan jy nie my disipel wees, en dit maak my sin. So is daar baie woorde wat dubbel betekenis het, en partykeer 3, 4, 5 betekenisse, maar hierdie woord, die vurige gesteentes, het net een betekenis, en dis warm, vurige gesteentes, maar onthou, dis geestelik, maar geestelike vurige gesteentes. Hy het gewandel tussen vurige gesteentes, waar God hom toe nou uitgehaal het, omdat hy was toe gevul met ongeregtigheid. Nou hoor die volgende vers. Nou hierdie is die versie wat ek nog nooit gehoor het, dat iemand dit verduidelik nie. En is deel van die skrif, vir lering, teregwysing, onderwysing, weerlegging. Terwyl hy met uitgespreide vlerke gestaan het en iets bedek het, weens die grootheid van jou koophandel. Nou kyk, daar's niks te koop nie, dit was nie dat hy 'n stoor vol goed, dis geestelike goed hierdie. Deur die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul. Kom ons kyk na die versie. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle, wie is hulle? Wie is hulle? Jou binneste met geweld
gevul. Nou hierdie geweld, gaan kyk in die Hebreëse taal, dit sê Hamas. Jy weet Hamas, daar in Gaza nou, maar het word Hamas genoem. This is violence. Het hulle jou, gaan kyk asseblief, vat jou dictionary, vat jou Strongs, en gaan soek hierdie woord op, gaan kyk wat dit beteken, en dis waar die geheime lê, dis waar die verborgenhede lê, dit is waar al hierdie wonderlike verborgenhede lê, gaan kyk gerus, kom ek lees hom weer, weens die grootheid van jou koophandel het hulle, jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig, daarom het ek jou as 'n onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig, o Gerub wat beskut. Hy het iets opgekyk, en hy het so geword. Nou, ek vat nou 'n bietjie tyd, maar ek wil graag hê, julle moet net sien waar kom ek aan die goed. Jy weet, ons weet dit, as jy tussen 'n klomp mense is, en jy's elke dag by hulle, en jy's tussen hulle, dan word jy naderhand so. Nou die Bybel het 'n voorbeeld daarvan, vir ons. Daarom is die hele skrif ingegee deur God, en nuttig vir jou en vir my vir lering. Kom ons kyk daarna. Onthou julle toe Jakob vir sy broer Esau gevlug het, Abraham se seuns, het Jakob na sy oom Laban toe gegaan. Hy het gevlug vir Esau. En toe hy by oom Laban kom, toe sien hy sy niggies. Rachel, Lea, oudste en Rachel. En Rachel was hierdie mooi girl. En hy praat met sy oom, hy sê, hy wil graag Rachel hê vir 'n vrou. En oom Laban sê vir hom, reg, jy moet vir my 7 jaar werk. Hy werk, en hy kry toe vir haar, is die troue, en nou ja, ek weet nou nie presies wat alles daar gebeur het by die troue nie, maar toe hy sy oë die volgende dag oopmaak, toe sien hy, dit is nooit hierdie pragtige Rachel nie, maar dis hierdie Lea met die dowwe oë, sê die Bybel. En hy was baie kwaad, ek dink jy en ek sou ook kwaad gewees het. Jy het nou 7 jaar gewerk vir hierdie girl, en hier kry hy heeltemal 'n ander ene. En hy gaan na oom Laban toe. Nee oom, dit werk nie so nie. Oom Laban sê, ja, hier by ons werk het so, die oudste ene moet eers trou. So, jy het haar nou gekry. Dus hy aanvaar het toe, en hy sê, ja, maar hy wil Rachel ook hê. En toe werk hy nog 7 jaar, maar hy het eintlik bietjie langer gewerk, as jy gaan lees. Nou wat het toe gebeur? Toe besluit hy, dat hy wil na sy mense toe gaan. Hy het nou lank genoeg by oom Laban, hy het sy vrou, en hulle het al kinders, en hy gaan nou weg. En sy neefs natuurlik sê vir hulle, pa kan nie hierdie man laat gaan nie, want kyk, van dat hy hier is, gaan dit baie goed met ons. En maar hy dring toe daarop aan, hy wil weggaan, maar hy sê, hy sal nog bly. Wat hy sal doen is, hy sal al die diere met vlekke op, sal hy vat as hy loop. En die diere wat goed is, wat nie vlekke op het nie, die goeie diere, sal hy vir oom Laban los. En Laban sê, is reg. Hy gee hom toe 'n plaas, so 3 dae se loop van hom af, en hy gaan boer daar, en nou in die verlede, was daar min diere met vlekke op. Want oom Laban het dit geweet, soos mens, okay, jy kan dit doen, jy gaan met min diere hier weg. Maar wat doen hy toe? Julle onthou daai storie. Toe vat hy latte, en hy sny die bas sulke patches af, dan jy nou die wit hout onder in die donker bas, en dit is nou bont. En hy gooi hierdie latte by die waterbakke. En wanneer die diere wat nou gedek is, wat in lam is, daar kom water drink, dan sien hulle nou hierdie gevlekte latte, en dan gee hulle gevlekte offspring. En dit is daar in die Bybel gesit, vir wat? Vir wat sou God dit in die Bybel gesit het? Om vir jou en vir my te leer. Dit waarop jy kyk, so word jy. Nou Lucifer het iets beskerm.
En dit wat hy beskerm het, hulle het hom gevul met violence. Nou gaan kyk na die woord violence, en dan gaan kyk wat beteken dit alles. Ongeregtigheid, etc., ook 'n lang lys van betekenisse, wat hulle hom mee gevul het. Want daardie wesens, nou ek noem hulle demone, het staan nie in die Bybel nie, maar ek noem hulle demone. Hulle het hom gevul met hierdie violence. Nou kom ons gaan aan. Ek wil Esegiel 28 vers 17 lees. Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings wat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak as die aarde, op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Nou daai gaan nog gebeur. Ook. Vers 12. Toe het jy uit die hemel geval, o morgenster, seun van die dageraad. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Kom ons kyk net terug hier na vers 13. Hy sê, ek wil opklim, dis wat hy gesê het, in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil net dit noem. Nou, as jy die tabernakel vat, die ooste, was die ingang, dit was die noorde, suide en die weste. Die noorde is waar die tafel met die toonbrode was. Dit is brood. Jesus sê, ek is die brood. Toe hy die brood gebreek het, en dit was gesuurde brood, dit was nie ongesuurde brood nie. Toe hy die brood gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam. Dit spreek van nederigheid, dit is wat nederigheid is. Daai 2 krone ook, Jesus 2 krone gehad, die een was die doringkroon. Die Bybel sê in Openbaring, waarskynlik, hy sê, moenie laat die mense jou kroon wegvat nie. Wat 'n kroon praat van? Ons het nog nie krone nie, maar moenie laat die mense jou kroon wegvat nie. Met ander woorde, wat 'n kroon? Die doringkroon wat jy moet dra, terwyl jy God dien. Doringkroon, hulle druk hom baie keer so op jou. Moenie laat mense jou kroon wegvat. Dit spreek van nederigheid. Daarie. Nou, wat is die teenoorgestelde van nederigheid? Hoogmoed. Wat sê hy? Wat sê hy? In die uithoeke van die noorde, en sit op die berg van samekoms, hy wou nederigheid vernietig het met hoogmoed, en hy doen dit vandag nog, in jou en my. Hy wil nie hê ons moet nederig wees nie, hy wil hê ons moet hoogmoedig wees. Kom ons gaan verder. 1 Korintiërs 6 vers 2. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Paulus skryf dit hier aan die Korinte. Hy sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel? Nou, hoe kan jy en ek kwalifiseer om engele te oordeel? Nou, ons weet dat toe hy uit die hemel uitgeskop is, uit Eden uit van die hemel, is daar 'n klomp engele saam met hom uitgeskop. Nou, party mense sê 1/3 van die engele, dit is nie waar nie. Dit sê 1/3 van die sterre in Openbaring, maar dit is nie dit nie. Ons weet nie hoeveel engele uitgeskop is saam met hom nie. Maar daai engele, sê die Bybel duidelik, is gebind tot die dag van die oordeel. Hy sê dit 2 keer. Ek dink ek het dit hier iewers, kom ons lees dit gou.
Laat ek net hierdie versie klaar lees, Openbaring 3 vers 21. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my op my troon te sit, soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader aan sy troon gesit het. Jy sien, jy moet kwalifiseer, jy moet eintlik op die troon saam met Jesus sit, die dag met die oordeel, om te kan oordeel. En jy gaan engele oordeel, dis daai engele wat jy gaan oordeel. Laat ek verduidelik. Daai engele moes geveg het teen wie? Teen Lucifer alleen? Nee. Daardie goed wat hom gevul het met violence. Hulle was daar. Die Bybel praat in die Nuwe Testament, ek gaan julle nou wys waar hy dit sê. Hy praat in die Nuwe Testament van daai goed. Want hy sê in die woord van die Here, dat daardie engele het hulle blyplek verlaat, en hulle is gebind in kettinge tot die dag van die oordeel. 2 plekke wat hy dit sê. Ek dink ek het dit, ek gaan nou moontlik lees. So dis nie daai engele, daar's nie daai engele wat uitgeval het saam met hom, is nie op die aarde nie. Hulle is gebind. So waarvan anderster? Wat is hierdie ander magte, hierdie owerhede, wat ons teen veg? Dit is hulle wat Lucifer oorwin het, wat violence in hom gesit het, wat hy bedek het. Nou, waar het hulle vandaan gekom? Dit weet ek nie, ek weet nie alles nie, maar ek kan net dink, dalk moontlik was daar in die gees nog 'n lewe gewees. Want hoe anderster is hy gevul met violence? Kom ek sê vir julle wie's daai ouens. In die Nuwe Testament, Efesiërs 6 vers 12. Kom ons lees eers vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede. Hoeveel duiwels was daar? Hoeveel Lucifer was daar? 1. Nou, waar kom hierdie ander goed dan vandaan? Hoor wat sê hy hier. Maar teen owerhede, meervoud. Hy sê teen magte, meervoud. Teen wêreldheersers, meervoud. Van die duisternis van hierdie eeu. Teen die bose geeste, is meervoud. Lucifer is 1. Hy is nie baie nie. Hy is nie alomteenswoordig nie. Hy is nie almagtig nie. Hy is nie alwetend nie. Hy weet baie. Hy is magtig, maar nie almagtig nie. Maar hier waarsku die woord van die Here, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daar moet ons die volle wapenrusting aan hê. Ons worstelstryd is teen magte, owerhede, wêreldheersers, bose geeste, alles meervoud. Nou, die Bybel praat nêrens van die goed nie, maar hulle is saam met Lucifer uit die hemel uit, en hulle is nog altyd daar, en ek vra vir God, maar waarom? Waarom het u nie hulle sommer direk in die poel van vuur gewerp nie? En dit is alles deur God se geregtigheid. Want die dag as die oordeel kom, want God wou weer sy plek vervul. Want toe God engele gemaak het, en hy het soveel 1000 gemaak, en as 'n klomp weg, is daar mos nou 'n vacancy, want God het nie engele gemaak en hulle op rakkies gesit en hulle afgetrek, soos wat hy wil gebruik nie. Elke engel is met 'n doel gemaak. God doen nie goed doelloos nie. En so, met ander woorde, daar's 'n vacancy. Daai vacancy moet weer gevul word. En God, ek dink, God het gesê, goed, ons gaan daai weer vul, maar hulle wat daarin moet gaan. Ek kan nie net weer sê, laat daar soveel engele wees, en daar is daar nie. Dit sou onregverdig gewees het teenoor die engele wat nog in die hemel agtergebly het en wat vir God gekies het. Hulle kan dan gesê het, maar nou sit die engele hierso wat nie geveg het nie, wat nie 'n standpunt ingeneem het vir my nie, vir God nie. Nou kom hier sommer net engele. Regverdig moet die engele wat daar teruggesit word, dan nou mos ook vir God gekies het.
En daarom is jy en ek hier op hierdie aarde, om keuses te maak vir God, sodat ek en jy kan teruggaan in verskillende ampte, dienste wat ons net soos die engele, verskillend, om daardie plekke weer vol te maak, wat leeg is, nadat hulle beïnvloed was deur hierdie goed. Nou is hierdie goed hier op die aarde, ek en jy word gebore, ek en jy het nou, die geleentheid om hulle te oorwin. Presies dieselfde goed wat Lucifer moes eintlik teengeveg het. Presies dieselfde goed wat die engele moes verban het uit hulle lewe uit, of gekies het vir hulle. Ons moet daai goed veg. En dan, as dit die einde is, sê hy wat oorwin, hierdie goed, gaan saam met hom op sy troon sit, en dan sê hy, weet julle nie dat julle engele gaan oordeel nie? Wat 'n engele kan ons oordeel? Ons gaan kwalifiseer om daardie engele wat nou gebind is, wat vir Lucifer, of liewers dit vir daai goed gestem het, om hulle te oordeel. En ek en jy kan dit alleen doen, as ons vandag hulle oorwin, die magte, owerhede, heersers, bose geeste. As ons hulle nou kan oorwin, gaan ek en jy kan oordeel, want dan kwalifiseer ons, eintlik net dan. So mensies, dit is wat ek nou vandag, ek kan nog aangaan, ek kan seker vir nog 'n uur aangaan, verder in hierdie ding indelf, maar ek dink, dis genoeg, gaan ondersoek hierdie goed, moenie glo wat ek sê, moenie gaan kyk of ek julle nie mislei nie. Ek kry niks hiervoor nie, ek kry niks, ek meen, ek het nie eens 'n kerk nie, dis my kerk. Ja, en ek wil net, dit wat vir my opgewonde maak, dit wat my laat huil, dit wat my laat bid, dit wat my maak, dat ek wil die Here dien, ek wil hom behaag. Dit is dit, om te dink, wat alles al gebeur het, God kon hulle vernietig het, soos wat hy wou al, in die Ou Testament, het hy gesê, Moses staan terug, ek wil hulle afvee van die aarde af, my woorde nou, het Moses, nee, wat gaan die mense sê? Ek en jy, het vandag 'n wonderlike voorreg, en vir my om dit te weet, dat hy van Saul, jy met jou vlees kruisig, hy van Saul, jy met die woord studie, hy van Saul, soek hierdie verborgenhede, soek dit, jaag na die geregtigheid van die Here, doen die insetting en gebooie wat die Here vir my het, poog om dit te doen. Dit maak my opgewonde. Dit wil vir my, dit dring my om die Here te dien. En dit maak my lief vir die Here. Dit maak my dat ek kan uitroep, Here, U is die liefling van my siel. So, dit is wat dit vir my beteken. En jy kan miskien anders dink daaroor, maar die Here seën vir julle tot volgende keer.